kry so met die kans om niks te kom, as ek hier kom skool by sien lees, moet ek nie gewoon meer in Afrikaans praat, by ons is maar alles Engels. Maar dat baie goed gebeur in ons lewe van integrasie was. My seun wat ons altyd oor gepraat het, wat so rof en pikkeloos was, hy het emigreer Thailand toe. So het dit ontmoet in ons lewens gebeur, maar weet julle wat, ek sê vir Mama Leila, ek praat daaroor, ek sê vir dit was so amazing om te weet dat toe hy gegaan het Thailand toe, die pad wat hy met die Here moet stap. Want hy het 'n besigheidjie begin daar, so as 'n vragmotor, hy hou aan vir sy skoonpa, toe kom hy agter, maar dit gaan nie werk nie, want daar's te min vragte om die geld op te maak, en toe moet hy begin in geloof staan, en regtig die Here vertrou vir wat hy moet doen. En so strand met hom, ek het gister het hy verjaar, 42, toe praat ons net 'n bietjie met hom, en sê, yes, ek wil so graag Afrikaans praat. Hy sê, want almal praat Engels of Thai, so dat ken nie Afrikaans nie. So ons gesprek is altyd so uur lank as ons met hom praat, wanneer ons met hom praat. En toe vertel ons dat die Here van die deure oopgemaak het hierdie week wat so by is. Hoeveel deure die Here vir hom oopgemaak met besigheid. En ons kan net die Here die eer gee. En dit is eintlik gedeelte waarvan op my boodskap kom vanoggend. Maar ek ook nie heeltemal nie. Ek het 'n stukkie gekyk die week het my vrou vir my 'n stukkie gelees en een van haar vriendinne gegee. En ek gaan net so 'n stukkie van dit vir julle lees. En dis waar ons boodskap vandag. En ek gaan in Hebreërs 1 gaan oor geloof. Maar kom ons bid saam en dan gaan ons in die woord indelf en 'n bietjie kyk na 'n paar dingetjies. Vader, ons sê vir U dankie. Dankie dat ons hierdie pad van geloof kan stap. Met ons kinders, met onsself, met ons eie lewens, waar ons ook al gaan. Ons kan net sê dankie. Dankie vir wat U vir ons gee, wat U vir ons doen. Ek wil bid en vra vanoggend se boodskap elkeen se hart sal raak. Dat elkeen hier sal uitstap en sal sê, U is ons lewende God wat vir ons kyk. U is ons Vader wat na ons kyk. U is ons Vader wat ons lei op elke draai, elke pad, elke gelykstukkie, elke ongelykstukkie. U hand is daar. Al hoor ons baie leringe rondom ons van, dit moet net goed gaan met jou as jy kind van die Here is, al hierdie goed. Weet ons vanoggend, dit maak nie saak wat gebeur. As ons die berg moet oorgaan, gee U vir ons die skoene om daai berg te stap. As ons 'n plat reis te maak of moet daar loop, dan gee U vir ons daai skoene oop. Ons kan vinnig hierdie pad. Ons sê vir U dankie daarvoor. Ons loof U en ons eer U, want U alleen is die groot en lewende God. Wat die hemel en die aarde in U hand het. Ons sê vir U dankie daarvoor. In Jesus se wonderlike naam. Amen. Ons moet 'n klein stukkie lees. Ek gaan nie die hele stuk lees, dit is 'n baie lang stuk. Maar dit is vir my pragtig gewees. Dis iemand wat by die volstasie gesit het en brandstof ingooi en sê, ek sit by die volstasie. Dis 'n maand, dis enige ander. Ek besef, iewers gaan hierdie maand kort kom. Petrol is nie die enigste probleem. Alles kort. Kos, krag, mediese versekering, my e-mail, my geduld, alles is op hierdie stadium op empty. En as ek volmaak, raak iets anders leeg. So hoekies ek. Waar trek ek die lyn? Wat is die prioriteit? Die joggie steek sy hand uit en vra, do you want to pay? Maar my brein hoor, do you want to pray? En hy gryp die joggie se hand en sy begin bid vir die joggie en vir al die goed wat verkeerd kan gaan in 'n mens se lewe. En terwyl sy so bid en aangaan in die hele storie, toe hy klaar is, toe sê die joggie vir haar, my lewe was ook leeg. En ek besef hoe baie keer kom ons met mense en ons sien mense om ons en ons praat met mense, maar ons besef nie hoe leeg is hulle lewe eintlik. Is dit die battery? Ja, as die battery moenie jare nie. Is dit? Okay. En 'n mens besef nie hoe leeg is mense se lewens eintlik. Hulle het net daai gebed nodig. Dit gaan nie oor dat ek is besig om dood te gaan of ek is besig, maar net daai klein stukkie leeg wat 'n mens het in jou lewe. Waar gaan ek my volgende bord kos kry? As ek hierdie petrol in die bakkie gooi, vir my kar gooi, hoe gaan ek die volgende ding maak? Weet, hoe gaan ek hierdie week om? Ek moet my kinders se skoolgeld betaal. En dan gaan toer wat opkom. Waar gaan ek daai geld van afkry? Daar's altyd iets wat iets leeg maak, ergens in 'n mens se huis en in 'n mens se lewe. En ek het dit besef nou die dag, toe ek met iemand praat. As 'n mens nie God het waar jy vashou nie, waar nou jy vas? Al wat ons het waar ons kan vashou is hier. Ek bedoel, as ons kinders van die Here is, jy kan nie vashou aan jou bankbestuurder nie. Want jy gaan verder en verder leegmaak en leegmaak, tot jy op een van dag sê, wat is ons, koop jou huis, ons koop jou kar, ons koop al jou. Al wat ons kan vashou is die Here om ons deur te dra. Ek sê, baie keer, het nou laasweek ons kerk se begroting gedoen vir die jaar wat verby is.
En dit gaan met ons lewens ook so. Baie keer dan sê ek weet nie of ons dit hierdie maand maak. Dit is net onmoontlik. Ek sien nie die lig aan die einde van die tunnel vir die maand nie. En as ons weet en as dit weer pyn, dan kom ons sê, hoe het ons dit gemaak? Hoe het jy deur hierdie maand gekom? Hoe het jy van punt A na punt B gegaan in hierdie maand? En jy kyk terug en jy dink, God, you are amazing. Ek dink partykeer kritiek kom by my jammer, want ek laat hulle net in die skande dink. Ek doen ook op 'n blik of en nou vir 3 maande wat net fantasties op maand vir die genade van die Here. Soos jy 'n bietjie sneer verkoop gaan af, moet jy dan weer eens maar as gevolg van my geloof wat my Here. Maar dis al hoe die Here partykeer ons kan deur hierdie goed vat. En dis ook my skrif vanoggend is vir my. Wat is geloof? Paulus, hulle sê Paulus het die brief geskryf, maar party mense sê nie, anders het die brief geskryf van die Hebreërs. Hulle is nie presies seker nie. Hy skryf hierso. Wat is geloof? Nou vra ek die manne, wat is geloof? Hoe is jou geloof? Wat dink jy is geloof? En hy antwoord, hy sê, dit is 'n vaste versekering op die dinge waarna ons uitsien. Inderdaad sal gebeur. Dit is 'n bewys dat vir die dinge wat ons nog nie kan sien, waar sal gaan. Dit is baie keer op ons teëgaan en ons begin bid en we start praying and we see God's face in something. En jy sê, Here, how am I going to make it through this month? Dan kom God net op 'n manier en hy vat ons deur van punt A na punt B. Jy weet nie hoe. Mense moet my nie vra nie. Ek sê nou dat hulle dink die belastingnemer my boeke moet deurgaan van wat my sê, dit is onmoontlik, geen mens kan so lewe baie keer nie. Hoe kry jy dit reg om al hierdie goed te doen? But it's God's way of providing for us. Weet en dit is Here se manier om ons te vat. As hy tank leeg is om dit vol te maak. As hy tank swaar kry in jou lewe van gesondheid. Ons het nou die week ernstige nie, maar slegte nuus gekry oor my vrou. Ons albei is baie lief vir visvang. Ons hengel graag saam. Ons doen dit klop goed saam. Ons het 'n kraak in die natief gebreek en die dokter het gesê hengel is uit. Kan vergeet, dit sal nie weer hengel nie. Weet, dit is vir ons erg gewees. En toe sê ek vanoggend, weet jy wat my vrou? Ek gaan dit nie vat nie. Ek glo dit is net 'n ligament of 'n ding wat jy kan skeer. Want daar waar die seer sit, lyk my in die verkeerde plek, ek raak by mense. En ek vertrou die Here dit gaan reg. En as hy besig kan hengel, want sê as my nog by. Kan nie daarvan om te hengel sonder raak. En baie keer dan mense, sulke goed raak jou, maar dit raak nie. Ek raak emosioneel oor sulke goed, want ek voel net, Here, hoekom? Hoekom nou dat ons begin by punt kom, waar sy, wat lekker is, waar sy kan begin hengel vir 'n provinsie, nou gebeur so iets. En dan word baie myself, Here, maar hoekom? So my tank was nie. Toe sê die Here vir my, baie veilig. Deur geloof sal sy bê, jy moet daarby staan en daarop vertrou en weet dit sal so wees. En toe sê ek net, dit mense kom baie keer en dink jy, as skrifte in Jeremia 29 vers 11, ek wil dit graag vir ons lees, want baie mense preek hierdie goed en dan dink hulle, ja, dit is nie waar, dit werk nie so nie. Ek wil vir julle lees, almal ken hy skrif baie goed, dink ek. Hy sê vir ons, ek weet wat ek vir julle beplan het, sê die Here. Ek beplan voorspoed vir julle, nie teëspoed nie. Ek wil hê dat julle hoop vir die toekoms moet hê. Weet, en dan lees ou so skrif, want dink jy, Here, hoekom het hierdie gebeur? Hoekom is dit nou? U sê jy beplan voorspoed vir ons, maar dit is nie voorspoed vir my nie, dit is teëspoed vir my. Want ek wil hê sy moet saam met my hengel, nou kan sy nie hengel nie, en dan wonder mense hoekom. Weet, hoekom gebeur as sulke goed? En toe besef ek eendag, ons is dit gesels, ek sê, die Here bou nie 'n skip om hom in die hawe te laat lê. Ek kyk gisterand na 'n program waar hulle wat noem jy dit nou, 'n cruise ship, passasiersskip in die middel deursny. En hulle gaan 'n 25 meter nuwe stuk inlas in hierdie skip in die middel, met meer kamers, met groter kamers, met alles. En ek dink by myself, hoe amazing is die mens om dit te kan doen? En die Here sê vir my, ja, maar daai skip gaan niks beteken as in die Hebreë dokke staan vir die res van sy lewe. It will only mean something if it goes into the sea. If it just stands there, it will mean nothing. So daai ingenieurs wat daarin werk, dit is amazing. Ek net daar gestaan by plek het so van gesê,
hoe gaan die dit regkry? Dit is dat jy hele skip in die middel weer, al die kamers, die kabels, alles het in die middel weer gesny saam. Met mekaar uitgetrek en dan die een stuk so ingesak. En het aan mekaar geswys en al die kabels so goed weer aan mekaar gelas. Want die nuwe stuk het gekom met sy kabels, nie sonder kabels nie, met die kabels. It's amazing, ek kon dit nie groot, ek nog, hoe groot is 'n mensebrein om dit te kan uitgewerk het. En toe besef ek, maar hy skip moet in die water ingaan. En hy moet gaan sy ergens van hy 'n storm kry, ergens gaan hy groot golwe kry, ergens gaan hy iets in sy lewe gebeur. Wat hom gaan laat kyk of hy die struktuursterkte daar is om die golwe te kan hanteer en die buig te kan hanteer. En toe sê die Here vir my, en dit is hoekom, hy weet wat hy vir ons beplan. Hy beplan goeie goed vir ons. Maar dan gaan teëspoed kom, want jy gaan in die lewe loop, jy gaan goed deurgaan in jou lewe, waar jy die wind van voor gaan kry. Dit gaan gebeur. Ek sukkel al 'n jaar en 'n half met my bakkie. En dan skry hom nie reg. Hy is nog steeds stukkend. Dis enige wat iets vir my bakkie wil weet, hy is nog steeds stukkend. Ek het nou ingevat, Dinsdag wat ek die injectors in, toe sê die vir my maandag het ons, toe sê ek my, hulle het die fout gekry. Sit die injectors in dag aan, presies dieselfde probleem. Doen nog presies wat hy gedoen het. So, en dit is R8.000 verder. En ek dink met myself, Here, hoekom gebeur hierdie goed in ons lewe? Want U sê U wil ons voorspoedig maak. U beplan ons pad vir ons. Dit moet ons nou smooth sailing gaan as jy 'n kind van die Here is. En toe besef ek, het wil net op die smooth sailing. Dit sal nooit gelyk gaan wanneer jy 'n kind van die Here is. Ons moet daai uit ons koppe uitkry. Hierdie prosperity teachers wat jy kry, die geloofsmanne soos hulle sê. Hulle praat nie die waarheid. Jy moet teëspoed hê. Dan moet seker goed kom, want hoe gaan ons wys hoe groot is God? As dit net gemaklik gaan in jou lewe en jy kry aan die einde van die maand jou salaris en jy vlieg deur die maand en jy doen dit die volgende keer en jou kinders is die modelkinders, daar's geen probleme met hulle nie, hulle word groot, hulle gaan trou, hulle het 2 kindertjies en kleinkindertjies en al die kleinkindertjies is die soetste op die aarde. Ons almal dink so, maar dit is nie so nie, kan julle geloof. Ek dink ook my kleinkinders is die soetstes op die aarde, die mooistes en die bestes, maar dit is nie so nie. En jy het hierdie idee van dit is hoe dit gaan jou lewe gaan. Waar gaan jy met God saam sien? Ek het julle 'n paar plekke noem. Kyk na Noag, bou 'n ark. Jy weet, ons leer baie keer die storie van Noag en die ark. Ons moes nou maar van ons is. Nou, as jy Noag en die ark gaan lees, regtig gaan kyk, daar was nog nooit reën voor Noag nie. God het die vog uit die grond laat kom, om die bomme laat kom. En hier kom Noag en hy moet vir die mense sê, maar dit gaan reën. Hoe gaan jy vir iemand vertel dat dit gaan reën en hy het nog nooit reën gesien nie? En hy moet bou vir 120 jaar in daai ark om klaar te bou. Dis nie 'n dag soos nou vandag wat ons ingaan en ons gaan workshop doen, hulle maak sommer gou die metaal vir jou en jy bou die boot nie. Of jy gaan die timmer sit toe en jy gaan koop die timmer nie. Nee, hulle moes die bome gaan kap en hulle gaan saag en hulle gaan werk. So, as hy 1 boom 'n dag bewerk het om 'n plank te maak, jy dink hoeveel planke moet hy gebruik het om die boot te bou. So, dit is nie dit wat net so gebeur het. En toe dit nou begin reën, toe kom al die mense. En hulle wil in die boot klim, maar toe is dit te laat. Want God het hulle gesê, bekeer julle. So, Noag het 'n stryd gehad. Het nie amazing ding as ek sê met afgebom ons praat. Mense dink dit het 40 dae en 40 nagte gereën, so Noag was vir so 40 dae in die ark, nie mense. Gaan lees dit mooi, was vir 'n jaar in die ark. Dit was 'n jaar lank in die ark. Hy het ingegaan in daai jaar, en kom uit in daai jaar. So vir 'n jaar lank het God gesorg dat daar genoeg kos op die ark is. Dat daar genoeg alles op die ark is. Wat van Moses, volgende jaar, wat deur hierdie tyd in sy lewe moes gegaan het. Ek bedoel, hy moet Israeliete deur die Rooi See gevat het, hy moes op die berg getrek het 40 jaar lang. Hy kon nooit die beloofde land ingaan, as gevolg van wat hy verkeerd gedoen het. Maar dit is 'n geloofslewe. En al die mense was het geloof gehad. We had a face-to-face duel. Iemand het eendag vir my gesê, toe ons gepraat, hy sê vir my, as jy nie wil probleme het, moet nie trou nie. Wat ek sê, ek maak 'n groot fout. Jy gaan nog steeds probleme hê, want daar's ander mense in jou lewe wat jou probleme gaan gee. So trou maar eerder as probleme nader aan die huis is verder van die huis af. Maar jy gaan altyd 'n probleem. There's no way in life that you're not going to have problems. Jesus het gesê, as jy op die aarde loop, wat jy nie is, gaan jy 'n probleem hê. Ons het met hoeveel verskillende persoonlikhede, en daai mense gaan jou altyd probeer terughou, en terugtrek, en breek, en dit is hoekom nie dink, dat dit gaan net smooth sailing wees in jou lewe.
al het God vir ons voorspoed beplan, en al het God al hierdie goed vir ons beplan, dan gaan goed gebeur in ons lewens, wat ons gaan trek, en dan gaan ons wonder, hoe gaan ek hier deurkom? Wat iemand het eendag gesê, when God gives you the hill, He supply the goods. When He gives you the track, He supplies the sparks. So hy gaan vir jou gee wat jy nodig het, om die weesting te gaan waar jy is. Is maar net soos in die oggend as ons aantrek, nee, ek bedoel, wie van julle het die aangekom met spikes of met rugby tops, omdat die wille verloor het, of omdat die sommers gewen het gister? Niemand het dit aangetrek, hoekom nie? Dit kerk toe gekom, so het ons getrek. Mooi platskoene wat ons lekker gemakkelijk weer kan loop en kan kom. En dit is precies wat in ons geestelike lewe gebeur. Is die Here supply vir ons wat ons nodig het om daai tyd te gaan. Ek kan baie getuienis uit ons lewe uitnoem wat gebeur het in die afgelope tyd, wat ons regtig dan nie uit was, oor my bakkie. Want my bakkie was my grootste stryd op hierdie stadium van my lewe. Op een wat daar bly sal nou weet. So soos die monitor, dan sê ek ook aan sy toe. En weet julle wat, ek sê noudag, ek sê vir Wilma, ek moet die injectors invat, en die van julle wat weet injectors, as hulle toets, is dit R300 injector om te toets, dit is R1,400 elke keer as jy het invat. En dan ry ek so, en dan gee ek het, en dan sê ek weet nie, ek hoop as die laaste keer, dat ek het gaan ingee. Dan toets hulle die goed, toe daar gaan kom, toe sê hulle vir my nie, maar dit is klaar. Een injector het gegaan. Ek sê nie as reg so, dan moet ek seker maar een koop. Maar, kom ek stel so, ek het in maandag ingevat, kom ek begin met die storie van begin. Ek het in maandag ingevat. En maandag toe kan jy ook nie doen nie, want die ou wat ons gehelp het, is nie daar nie. So toe sê ek nie, hy sal eers dinsdag doen. Toe sê ek nie as reg so. Maandagmiddag betaal iemand geld in ons rekening. Ek sê, oké. Ek het nou geld om die toets te betaal, en dan nog 'n bietjie ekstra as ek iets anders te moet laat doen. Dinsdag toe kom, dis ek net die nuwe injector koop. Ek sê, oké, wat kos die injector? Hy sê net so R6,100. Gelukkig was daar net een om te vervang, en nie 4 nie. En toe vervang ek hier, en dis ook dieselfde probleem nog steeds. En dis ook ek sê, my stryd op hierdie stadium is my bakkie. Maar laas jaar het die Here ons gelei om 'n bakkie te koop. En ek wou nie. Want ek het gesê, nee, my bakkie is nog reg. En nou sukkel ek met die probleem vir 'n jaar lang. En ek sê vir my vrou, ons sit so gesels, ek sê van, weet jy wat, ek kon elke maand wat die geld ek in die bakkie spandeer, kon ek 'n baie beter bakkie gekoop het met daai vrye minuut. So, die plan gaan wees om te kyk of ons 'n ander bakkie gaan kry in die week wat kom. Maar dit is dinge wat gebeur in 'n mens se lewe. Hoekom? Eerste plek is God het vir my gesê ek het vir jou beter plan. Ek het nie geluister, want ons wil nie skuld maak. Ek voel is nie reg om skuld te maak nie. I don't want to owe anybody anything, because the interest kills you. Dit is ek. En ons sukkel dit, en nou as jy sukkel, dan begin jy wonder nou, hoekom Here, hoekom? Toe sê die Here vir my, so in begin van Januarie, alhoewel jy sukkel is, want jy nie vir my geluister het laas jaar. Omdat ek vir jou gesê het, doen niets en jy het nie gedoen. So God het vir ons 'n plan wat hy vir ons uitgewerk. Hy wou gehad dat dit moet goed gaan met ons. Hy wou nie gehad dat hierdie bodemlose put ons daar gewees het nie. Maar ek was ongehoorsaam. En dan moet ek dit betaal. Maar weet jy wat? Die Here lei nog steeds ons voetspore. He supply me the boots to run the race met my bakkie. As ons geld nodig gehad het, fiets het hy gesorg dat daar geld is. Hy het my hart het seer geraak as ek af hierdie geld en ek moet dan sê, Here, hoekom? Hoekom kan jy net regkom dat ons hom net kan verkoop? Hoekom? Maar ek besef dat God wil ons vat van hierdie punt na daai punt. Op 'n plek waar ons weet dat ons wil sy gehoorsaamheid. Ons is nou op die pad wat hy ons wil hê. En baie keer in ons lewe mis ons dit. Moenie dink jy gaan dit nooit mis nie. Dit is daai kaptein met hy skipper hy hawe uitry en hy lees die weervoorspelling. Dan kan hy ook dit mis. Hy kan ook as bo deur 'n storm sit. Hy kan ook dink dit gaan smooth sailing wees, dan is dit nie smooth sailing. Want dit is maar wat hulle wil hê. Hulle wil hê dat nie te veel storms op die see wees van die boot moet deurgaan. En in jou eie lewe gaan dit ook so wees. Jy gaan dit mis. Maar ons is gelukkig as ons dit mis. Weet julle wat gebeur? Vader, vergewe my. Ek het dit gemis. Ek hoef nie te sit en te treur en myself opdaan en myself druk te maak en myself te kastei vir 3 maande sit ons net met 'n mes op ons nie te doen. Vergifnis is so. En ek hoop, Here, ek is jammer oor wat gebeur het. Ek is jammer dat ek het nie geluister het. En dan voorsien die Here vir jou op wonderbaarlike ander maniere.
So, my boodskap vanoggend is dood eenvoudig. Mense, ons moet onthou dat geloof is iets wat daagliks gebeur in jou lewe. Môreoggend is jy opstaan 6:00 of 5:00 dan af om laat jy gaan werk. Die wekker maak jy nie wakker. Onthou dit. God maak jou wakker. Want as jy dood is, sal jy wekker bly lig. Tot die battery af is. Of tot iemand anders kan vir jou stil maak, nie dood maak, stil maak. So God maak ons vanoggend wakker met 'n nuwe hoop, 'n nuwe vertroue en 'n nuwe doel vir die lewe wat voor lê. Dus jy hoor ook maak, jy sê met die Messias, dankie Here vir vanoggend. Ek hou altyd van 'n mini storie te vertel, my ma het gesê nog te sê, oor ook maak so. Ek het my biologiese ma ontmoet toe ek 40 was, 42. Dit is altyd met gesê, my kind, al wat ek vir jou kan sê, oud word is nie vir sissies nie. Sy sê, maar die oggend as jy jou oop maak, dan sê jy, dankie Here dat ek lewe. Sy sê, dan begin jy jou vingers beweeg, want dit is nie maklik om te beweeg. Dan voel jy van die pyn in jou vingers is. Sy sê, as jy voel dat jou vingers is oké, daar is niks pyn in, dan begin jy met jou arms. Jy voel jou arms is reg, dan sê jy, geen nuwe pyn. Sy sê, as jy jou arms optel, dan voel jy, hier is 'n pyn in my blad. Sy sê, Here, dankie vir die nuwe pyn, dit beteken ek lewe. Sy sê, dan begin jy met jou voete. Sy sê, so hardloop jy die hele lig tot by jou kop. En dan weet jy waar is die pyn. Sy sê, wat dit gebeur. Sy sê, maar met jou dit interessantste is, môre as jy wakker word en jy beweeg, my blad is nou sommer reg. Dit is seer. As gevolg van die geloof wat in mense is, moet 'n mens weet dat ons gaan hierdie pad stap. Jy gaan dit stap. Jy gaan hierdie seer kry. Hierdie dinge gaan gebeur in ons lewens. Maar ons kan nie ophou om God te vertrou vir sy genesing. Ons kan nie ophou om God te vertrou vir sy lewe. Ons kan nie ophou om ons vertroue in die Here te stel. Spreuke sê vir my altyd so 'n mooi stukkie. Spreuke 3. Party vertalings, hier is 'n nuwe lewende vertaling. Ek het nie my ander Bybel nie, so ek moet dit hierdie net 'n bietjie sukkel, want hy het nie streepies nie. Party van dit is in Spreuke 3 vers 6 en party is in Spreuke 3 vers 5. Hy sê, vertrou op die Here met alles wat jy het. Moenie staat maak op jou eie insig nie. Vra na die wil van God in alles wat jy doen. En hy sal jou paai verlig. Hy sal die regte paai vir jou wys. En dit is belangrik, mens moet besef dat as ons op God vertrou, hy sê vertrou op die Here, maar hy soos glo in die Here, dis dieselfde ding, vertroue en geloof is dieselfde ding. In die Ou Testament het hulle gesê, ek loof die Here, en sy loof was gewees om God te prys en te eer. Die Nuwe Testament gebruik hulle die woord geloof, want die een is geskryf in Hebreëus en die een is geskryf in Aramees, so verskillende tale, bietjie verskillende in Grieks, in die Nuwe Testament. So, dit is net 'n bietjie anders. So, geloof woordjie het hulle in die Ou Testament vertrou. In die Nuwe Testament is dit geloof. Glo God, vertrou op die Here. En hy sê so glo in God. Sit jou vertroue in God. Hy sal vir jou wys wat die pad is wat jy moet staan. Baie keer dan sê ek hoor verkeerd, ek wil reg hoor. En ek raak gefrustreerd. Mense, ek raak gefrustreerd. Ek raak geestelik gefrustreerd omdat ek nie kan hoor wat die Here vir my sê. En sê ek altyd van, sou dit nie lekker gewees het, dat daar nog 'n 4 kolommetjie en 'n bol kolommetjie was nie. En jy net lei want jy moet gaan met jou klein kolommetjie. Elke net 'n kolommetjie gehad het, dit het lekker sou dit gewees het. Jy sou nooit iets verkeerd gedoen het nie, because you would know exactly what God wanted you to do. Maar in ons lewe van geloof, wil God ons moet 'n vertroue met hom. Hy wil hê ons moet 'n verhouding met hom hê. Ek sê altyd vir die ouens as ek hulle trou, ek sê nie, daar's 'n skrif wat sê in Genesis, hy sê, en julle twee sal een vlees word. Baie ons dink ook aan kinders wees. Dit ons mans dink ons anders as vrouens. Vrouens dink anders as ons mans dink, ek gaan kinders kom. Dis nou, maar wat gebeur is, julle sal een word. Ek en sy het baie keer nie eens nodig om vir mekaar te sê nie. Mense wat dan getroud is, hulle weet. Jy sit in gesels met iets, en sy staan op en sy loop badkamer toe, of kom huis toe, of ergens heen, en sy kom terug met koeldrank, sonder dat ek van gevra ek wil koeldrank nie. Of jy gesels met iets, en voordat jy kan sê vir die ander persoon wat jy wil sê, weet hulle wat jy wil sê. En dit is, jy sal een word. You'll become one. En dit is wat gebeur as jy op God vertrou. Hy wil daai gemeenskapsverhouding met ons hê. Dat voordat ek kan bid, weet hy wat ek wil bid. Voordat ek kan vra, weet hy wat ek wil vra. Voordat ek iets kan sê, weet hy wat ek wil sê. Maar die ding is wat daar gebeur is, hy wil nog steeds sê ek moet hom vra. Hy
Hy wil nog steeds sê ek moet met hom kommunikeer. Hy wil nog steeds daai gemeenskap met my hê. En dit is waar jou geloof inkom, wanneer jy jou geloof vat, en jy bring dit by jou spraak, en hulle word een in die Here. En dan begin jy die goed sien wat Paulus van gepraat het in Hebreërs 11 vers 1. Geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons nie kan sien. Maar die dinge waarop ons hoop, as dit al reeds gebeur het, ons gaan dit sien, dit gaan gebeur. Maar dit is wanneer jy 'n gemeenskap met God het. God het regtig gesoek vir mense om gemeenskap met hê. Hy het ons nie gemaak as mense om mee te loop en dan te sterf en dan hoe baie. Ek sê altyd, mense sê baie keer, as jy doodgaan, want ons almal hemel toe, ons gaan vir God hoog en prys vir die 150.000 jaar. Mense as hy nog mense gehad het om net te loof en te prys, kon hy nog engele gemaak het. Want ek bedoel, 'n engel is daar in die hemel, hulle sing heeldag, heilig, heilig, heilig is God die Almagtige. Hulle sê niets anders dan hulle sê, God, U is groot, U is almagtig, U is great, U is die beste, daar is niemand soos U nie, U is onveranderlik, U is, en hulle sing dit elke dag van hulle lewe. Maar God het die mens gemaak, sodat ons kan kommunikeer met hom, kan gesels met hom, en hy kan sien, dat ons gee om vir hom. Ek sê mos eendag het een van my vriende, hy is 'n sendeling, toe sê hy vir my, hy het eendag toe hy wakker word, hy sê Here vir hom in 'n droom, dat hy is die pa met die meeste kinders, maar hy is die eensaamste van almal. Dis nou God. Hy sê, wat sal my kinders vir my hê? Only when they need me, they pray for me. And they ask me. When everything goes well, they don't talk to me. En toe besef ek, hoe waar is dit nie in ons lewe baie keer. En dan verwag ons God moet ons deurdra van dag na môre toe. En hy doen dit. Hoekom? Sy genade is vars appel. Sy goedheid is vars appel. As 'n liedjie wat ons sing, His mercies are new every morning. Want hy vat ons van nie na daar, omdat sy genade so groot is vir ons. Maar tog wil hy ons met hom praat, met hom kommunikeer. Ek sê altyd, ek dink seker oor die meeste bid van al die mense in die wêreld. Want ek kan my kar werk en sê ek, ag Here, asseblief tog wys my ietsie. Of as gee my genade dat hierdie boot net nie daarin val nie. Ek het nie 'n geneet om hom uit te trek nie. Of asseblief Vader, dat dit net gebeur of help my met dit of help my. En ek kort praat met hom. As ek so by myself is, praat ek met hom. As ek gaan hengel dink, praat ek maar met hom. Here, hoekom my vis nie doen? Hoekom my daai is vis? Here, hoekom? Maar daar sê, gee vir my genade, gee vir my raad. Wat moet ek doen? Here, U woord sê heers oor die natuur. Ek heer nie oor die natuur nie, want my visse wil nie byt nie en sy vispunte. Ek praat permanent met die Here. Ek gesels met hom en ek dink baie keer as mense my moet hoor sal hulle sê, Here, hoor ek goed dat kies. Ek hoor dit nie by ons nie. Omdat ek so met die Here praat en kommunikeer. Is dit verkeerd? Nee, glad nie. Hy wil dit nie, hy wil net met hom praat. Antwoord my altyd, nee, baie keer van ek niks vis nie. Ek het al baie geblink. Ons moet blink en as jy by ons nie verskil nie, sê jy het geblink, of jy het 'n bombakkies. So as jy nog 'n bombakkies het, toe 2 keer in 'n ry, die 3de keer van jy 'n vis, dan sê ons weer, ja, gaan my bombakkies verby. Dit is dinge wat ons doen in ons lewe, want dit gaan oor geloof. Hoe sterk is jou geloof in die Here? Jou pad wat jy met God wil stap, wil jy 'n pad met hom stap, wil jy nie 'n pad met hom stap? Is jy bereid om die pad te stap? Baie van ons die Here in die vlees as daarso. Jesus op ons lig, volg my. Baie van ons wil net daai gedeelte doen. En as dit begin moeilik raak, wat maak ons? Stop. Ons slaan blik aan. Ek het eendag 'n liedjie gehoor van 'n ou wat gesing het. Hy sê, when you inhale, don't stop. Dit was nog vir my baie interessant. When you inhale, don't stop. En dis daai dal van doodskade weet. Ek praat oor Psalm 23. Sal gaan ek die dal van doodskade weet. Geen onheil sal my tref nie. En toe sê I just want to tell you this morning, when you inhale, don't stop. Keep going. Keep going. Keep trusting God. Keep going. Keep going. You'll get to the other side. En dit gebeur. Die storm hou nie vir altyd nie. Hy het net 'n massiewe skip wat hierdie storm kan. Dit hou nie vir altyd nie. Dit stop. Ergens stop die storm. Ergens staan hierdie dinge wat in ons lewe nou sit stop. Ek sê jy so met vrou. O, my bakkie kan ry. Weet jy nou wat ek maak is? Dis net ek julle wil vertel. Ons het so 'n vraag oor ek kan sê. Jy het my gewys as jy daar voor by die eringtyd by die liginname is daar 'n sensor. As jy hom uittrek en jy spyt piekstaar daar, dan werk dit, dan kan ek ry met my bakkie.
So nou, trek onthoudelik uit, spuit die Quickstart, druk hom toe en dan ry ons. En ek sê vir hulle, ek het nou 'n belofte gemaak, laasweek, ek gaan my vrou verjaar een van die dag, ek gaan die kantoormense uitvat vir ete in Bosbom. Nou met die ding van die bakkie, blok is al reg, sy is toe nie reg nie. En ek was nou so ry en ek moet die Quickstart en spuit en die kere gaan om die bakkie daar te kry, sê ek vir hulle, weet julle wat, oor die jaar van nou, dan gaan ons lag oor dit. Dan gaan dit nie meer vir ons 'n stryd wees, dit gaan vir ons snaaks wees. Hoe het ons dit gedoen? En dit is hoekom ek sê, die lewe gaan aan. En die Here wil nie ons met hierdie goed deurgaan. Nie omdat ons dink ons is great nie, of ons is beter as ander mense nie. Nee. God vat ons hart en hy wil nie met ons aanvat en hy wil met ons stap hierdie pad wat ons gaan. En dit is hoekom. Nee, my vrou, jy kyk geniet. Nog 10 minute. Ons moet nog afsluit. Nee, jy moet klaarmaak. Ek klaarmaak. Ek weet as ek moet klaarmaak. Ja, ek moet nog ry. Ja, weet julle, maar dis my ding vanoggend is net so onthou dat as jy hierdie goed in jou lewe kry, oor 'n jaar van nou kan jy naghoor. Oor 'n jaar van nou kan jy wonder hoe die Here dit moet ons dit reggekry, wat het ons gemaak? Hoe is ons daar? Dit is omdat God so groot is. En hy wil net nie ons moet val in dit. Ons moet sy hand vat en saam met hom staan. En alles wat ons doen. Amen. Die besigheid is te maklik nie. Ek staan. Vader, ons sê vir U dankie vir hierdie tyd, ons hier kan saam wees. Hoop ek vandag inspirasie vir van die mense wat besef dat in ons pad, in ons wandel saam met God, kan daar dinge ons pad langs kom, wat ons geloof gaan toets, waardeur ons moet gaan. Maar ons sal besef, ons moet vashou aan U, en ons sal besef ons moet ons geloof en vertroue binne op U stel. Want U is ons geneesheer, U is ons bron, U is ons voorsiening, U is El Shaddai. U is die een wat alles kan doen. Want U hou die wêreld, die aarde en die heelal in die palm van U hand. Ons kan net eer daarvoor, ons kan net loof daarvoor, ons kan net sê dankie. Dankie vir wat U vir ons gee in ons lewens. Die ervarings, die dinge wat deur ons gaan, partykeer as ons in dit is, in hierdie stryd is, in hierdie storm is, lyk dit vir ons onmoontlik om uit te kom. Maar met God in ons boot is alles moontlik. Ons sê vir U dankie daarvoor. Dankie dat ons weet waartoe kan ons gryp, waaraan kan ons gryp, waaraan kan ons vashou om deur hierdie goed te kom. Ons eer U daarvoor. Ons sê vir U dankie daarvoor. Dankie dat ons anker het. In sy naam is Jesus Christus. U seun. Ons loof U daarvoor, ons sê vir U dankie daarvoor. Ons hierdie week uit mekaar uitgaan en hierdie week uitgaan, wil ek net bid en vra, dat U elkeen van ons sal lei, dat U ons sal beskerm op hierdie pad wat ons moet beweeg. En dat ons sal sien, die hand van God oor ons lewens, dat ons U sal ervaar, dat ons geloof sal gebou op U. Ons eer U daarvoor, want ons weet, geloof kom deur die woord. En hoe meer ons die woord hoor, hoe meer ons die getuienisse hoor van die mense wat rondom ons deur goed gaan, en hoe aan die ander kant uitgekom, hoe meer word ons geloof versterk. Ons sê vir U dankie daarvoor. In Jesus se wonderlike naam. Amen. Amen. Okay. Dankie. En jy sê sing. Nee, kom, jy kan maar eers 'n bietjie rus. Maar kan